Maar Vader, ons loof en prys U groot naam. Dit gaan alles oor U hierdie naweek. En ons wil U naam groot maak. Ons wil oorgee aan U. Ons wil nader aan U beweeg. Ons is opgewonde oor wat U in ons midde gaan doen. Ons prys U groot naam vir U wonderwerke. En dat ons so wonderbaar geskape is, dat U so bemoeienis met ons maak. Vader, ons wil groei. Ons wil word soos U, Yeshua. En daarom kom ons in hierdie naweek, en dis hoekom ons hier is om meer te leer, en dat U daardie groot werk binne in ons doen. Ons bid dit in U naam. Amen. Ok, vraag. Hoeveel van julle het al gevas? O, jy is baie vasters. Ok. En sê vir my, hoe gereeld vas julle? 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n seisoen, 1 keer 'n jaar. Okay. Is die enige 21 dae vasters? Tot vir 21 dae gevas. Okay. Enige iemand al vir 40 dae gevas? Okay. Ons gaan definitief vandag by jou leer. Okay, so my tema vandag is vas en gebed. Ek het nie kans gehad om behoorlik voor te berei nie, so julle gaan just bear with me, asseblief. Ek glo ek is in Vader se genade hier vanoggend en ek glo julle sal ook genade met my hê. Ek gaan baie aflees, hoor. Markus 9 vers 14 tot 29. Ek gaan nie die gedeeltes lees nie, ek gaan dit vir julle gee en julle kan dit gerus agterna gaan lees. Ek het nie my tyd getoets nie, so ek is nie presies seker hoe lank dit gaan vat nie. Dankie Corley. En die tema vers is vers 29. En hierdie wat gaan oor die kind wat beset was met die doofstom gees. En Yeshua kom aan en daar's 'n skare om sy disippels en hulle is besig om met hulle te rede twis met die disippels want hulle kon nie die doofstom gees uitdryf nie. En Yeshua sê, julle ongelowiges. En Yeshua het daardie gees uitgedryf en later toe vra die disippels, maar hoekom kon ons hom nie uitdryf nie? En hy sê, slegs deur vas en gebed sal hierdie tipe demoon gaan. Okay? Slegs deur vas en gebed sal hierdie tipe demoon gaan. Dit is interessant, ons praat vandag oor demoniese magte, die aanvalle, en ons is almal onder aanval, en ons almal moet sterk word in die krag van Jahweh om die aanvalle te staan. Want Vader gaan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit self doen, presies soos Johnny ook gesê. So Yeshua het maksimum autoriteit gehad, die disippels nie. Hulle was nog nie daar gewees nie, hulle kon nog nie daai gees uitdryf nie. En ek was onlangs in 'n groot worstelstryd. Ek gaan nog steeds die worstelstryd en almal hier het 'n worstelstryd. En ek het besluit ek gaan vas. Ek gaan vas want ek wil sterker word. Ek wil nie Vader se arm draai om my beproewing weg te vat nie. Daar's goed by my wat maak dat ek nie hierdie worstelstryd, ek is nie sterk nie, ek is regtig swak, ek sukkel. Ek het vleeswerke. Ek neem aanstoot. Ek het kritiek. Ek kry myself jammer. Ek gaan sit in 'n gat. En dit is nie hoe ons die geveg veg nie. So ek moes myself afvra, hoekom wil ek vas? 'n Paar dinge wat ek neergeskryf het, is om my vlees te onderwerp, wat ons moet in die gees wees, nie in die vlees nie. Hoekom vas ek? Want ek wil nader aan Yeshua kom. Ek wil in hom wees. Ek wil in meer autoriteit beweeg. Ek wil oorwin. Ek wil my stem in die hoogte laat hoor. Dis die vraag is wat, of dis die goed wat ek vir myself neergeskryf het. So die goed wat ek nou hier met julle deel is eintlik my eie reis, my eie journey in die laaste tyd. In Jesaja 58 lees ons van vas en gebed. En natuurlik vas en gebed is baie keer 'n moeilike ding vir die vlees, veral as daar baie aangaan, as daar baie beproewing is, dan sukkel ons om te bid, ons sukkel om te lees. Wat nou nog van vas? En in Jesaja 58, ek gaan net vir julle hier en daar ietsie lees, is goed dat ek neergeskryf het. Sê Vader, hy sê julle vas, maar hierdie vas wat jy doen, is dit die vas wat ek verkies?
Hy sê in die begin, verkondig my volk haar oortredinge en haar sonde. Tweede ding is, as ek vas, is ek ernstig daarmee, of wil ek gewig verloor, of wil ek weet nie, wil ek Vader se arm draai. Right? Die vas is 'n heilige instelling, en Yeshua se opdrag aan elkeen van ons. Ek kan nie my gewone gang gaan nie. Vader sê hy soek die vas waar ons die bande van goddeloosheid losmaak. Haal af die stroppe van die juk. Laat die verdruktes vrygaan. Breek elke juk stikkend. Breek jou brood vir hom wat honger het. Bring die ellendige swerweling in jou huis. Kleed die naakte. Laat jou siel uitgaan na die hongerige. Versadig die siel van die neergebooie. Hou jou voet terug van die Sabbat. Heilige instelling, rus in Messia. Stilte soos wat om Frans gepraat het, word ek werklik stil. Is ek die hele tyd besig. En dan verlustig jou in Jahwe. As jy die res van Jesaja 58 lees, het al Vader se beloftes. Wonderlike beloftes, en julle kan dit gerus gaan lees. Vas en gebed is 'n geestelike beginsel wat ons moet toepas om ons op 'n hoër geestelike vlak te plaas. Wat sê die woord, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, en die res sal bygevoeg word. Koninkryk is basileia. Jy is 'n koningskind in 'n koninkryk, en jy moet jou heerskappy toepas. Maar partymal is ons nie daar nie. So ons kan onsself afvra, is ek in my bediening of in my visie, is ek waar ek geestelik wil wees? Is ek op daardie autoriteitsvlak waar my skade weer op mense val en hulle word genees? Okay, dit is natuurlik Yeshua vlak. Maar waar bevind ek my in hierdie geestelike vlak? Want ons moet groei. Jy kan nie stil staan by wedergeboorte nie. Jy moet groei. Iets wat ek gisterand het gelê, toe kom dit by my op, wat sê, gedagte, hoe wil ek die geestelike reuse, die demoniese magte, my vyand, hoe wil ek hom uitdryf, of hom weerstaan, as my vlees 'n reus is in my eie lewe? So wat moet ek doen om daar te kom? Yeshua het gesê, daar is sekerlik baie ander dinge om die woord te eet, maar hy het gesê, gebed en vas. So ons gaan nou eers kyk na gebed. Gebed gaan oor verhouding. En gebed en verhouding gaan hand aan hand. Vader het met Adam en Eva gewandel, hy het met hulle ontmoet, hy het hulle gereeld besoek, hy het verhouding met hulle gebou, maar ons het deur Yeshua die Heilige Gees permanent in ons. So ons is in konstante verbinding met Vader. Ons is veronderstel om elke oomblik van elke dag in maksimum autoriteit te beweeg. Veronderstel. Daar is 'n plek in my identiteitsverhouding met Yeshua. Dit is uniek. Dit is 'n spesiale plek wat net jy kan ingaan. Dis 'n area in die gees wat Elohim vir jou voorberei het voor die grondlegging van die aarde. En jy moet daarin beweeg en jy moet daar bly. Abide in me. En ek en Joanne het gepraat, en dis eintlik die versie wat ek nou vir ons sal lees. Dis jou staanplek. Ons het nou gelees van Efesiërs 6, bly staande. So jy het 'n staanplek, maar dis in verhouding, is in identiteit in Messia. En baie keer mis ons dit. En so kom ek lees dit net, ek gaan net gou soheen toe blaai. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Daardie woordjie, wie in my bly, he that abideth, so jy moet daar bly, to stay, to abide, to continue, to endure, om te volhard, to remain, to stand. Okay, so jy moet staan in daardie verhouding met Yeshua. Daar's 'n paar manne in die Bybel wat in daardie identiteitsverhouding gestaan het, en daar's baie meer in die Bybel ook, maar daar's Moses, die mees sagmoedigste mens op aarde. En hy het daai plek, daai verhouding met Vader gehad. Abraham, hy is genoem 3 keer
vriend van God, die vriend van Elohim. En hy het in sy identiteitsverhouding ingegaan en hy het daar gebly. David, 'n man so na aan Vader se hart, 'n kragtige held vir Elohim. Job, godsvreesend, opreg, hy het Vader voluit gedien en Vader het gespog met Job. So waar is ek en jy in ons verhouding met Vader? Is ons regtig geborge in daardie plek, dat ons vanuit daardie plek uit lewe? Ek het myself gevra, wie is ek? Is ek Maria aan die voete van Yeshua? Sit ek daar en ek is stil en afwagtend op sy stem om te hoor? Of is ek soos Martha, baie besig, baie besorgd en verontrus? Terwyl Yeshua self sê, ons moet nie verontrus wees nie. Hy gee vir ons 'n vrede wat nie van hierdie wêreld is nie, ons moet uit sy vrede uitlewe. So vas ek om deurbraak te kry, of vas ek om te groei? Vas ek want ek wil my omstandighede verander, of vas ek want ek moet groei om in hierdie koninkryk te kan opereer? Daar's 5 goedjies wat ons nou gaan kyk, wat ons gaan vinnig sal bespreek. As ek uit tyd begin hardloop, asseblief wys vir my. Okay, so daar's 3 riglyne vir vas. Ek wil net daar stop om te sê, ek gee net krediet aan Pastoor Jack van Ewige Lig gemeente, my ma het vir my aangestuur die vas, ek wou gevas het, en ek het dit oor my pad gekom, en ek het die goedjies neergeskryf, en ek het dit ook toegepas in die vas wat ek gedoen het. So 3 riglyne. Nommer 1, vas is 'n heilige instelling. Jy kan nie 'n gewone gang gaan nie, jy moet dit ernstig opneem. Nommer 2, wanneer jy vas jy met geloof. Okay? Nommer 3, jy gaan hoor, en Vader gaan jou hoor. Want daar is in vas, dis 'n baie persoonlike ding, dis tussen jou en Vader. En daar's dinge wat jy moet hoor, en jy wil hê Vader moet jou hoor. So die 5 dinge wat ons nou gaan kyk is, die heel eerste ding, natuurlik, dit is heilig, en jy pak dit aan met geloof. Okay. Ons almal het dinge en redes hoekom ons wil vas. Die goedjies wat ek neergeskryf het, want ek moes myself afvra, hoekom gaan ek vas? Ek gaan nie net in dit in nie. Ek wil hê die vasvestings moet val. Ek wil hê die bose met sy hou vas op my verloor. Ek wil meer autoriteit hê. Ek wil uit u uitleef, Vader. Ek wil met u wandel in u teenwoordigheid, soos Abraham gedoen het. Ek wil die louheid in my lewe breek. Ek wil hê u met my eerste liefde wees. Ek wil vrees oorwin, ek wil angs oorwin. Ek wil u lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele krag, my hele verstand. Dis alles goeders wat ek vir myself neergeskryf het. Okay, so kom ons gaan kyk. So, nommer 1, so nou gaan jy die vas aanpak, en daar's 'n geestelike voorbereiding, en ek het dit gedoen. Ek het daai geestelike voorbereiding gedoen, maar daar's iets wat ek geleer het, en ek sal vir julle dit aan die einde deel, wat ek nie gedoen het nie, dit my so 'n bietjie gepootjie. Okay. So ek het besef, okay, hierdie is 'n heilige instelling, en ek doen dit met geloof, ek stop kos, en ek het verklaar, Vader, my gees het u nodig. Ek stel my gees bo oor my vlees. Vader, ek het vandag uitgeroep, ek sit, kos een kant, verswak my liggaam, sodat my gees sterk sal word. So ons kyk met alle erns na die vasdag. En ek dink baie keer faal ons met die vas, want ek dink nie ons besef regtig wat daar ingaan nie, en hoe belangrik dit is nie, en dit is belangrik vir elkeen van ons. Want ons moet groei, en ons moet in hoër autoriteit gaan, en Yeshua is ons voorbeeld natuurlik, hy het gevas. Nommer 2, introspeksie. Jesaja 58 praat van die vas wat Vader nie wil hê nie. So is baie belangrik om introspeksie te doen, en jouself af te vra, is daar 'n skeidsmuur dalk tussen my en Vader? Is daar geheime sondes? Is daar iets wat gaan maak dat die kommunikasie of die kanaal nie oop is tussen ons nie? Jy kan nie 21 dae vas aanpak sonder introspeksie en dink, jy gaan iets behaal nie, jy gaan niks behaal nie. Geen impak nie. Ons moet ons harte ondersoek. So sit by hom en doen eers introspeksie en laat gaan die dinge. Vergewe, spreek vry en wees
oop om te hoor wat Vader vir jou wys, want die vlees is 'n wogger partymal. Hy's baie hardkoppig en hardnekkig en hy wil hom teestaan. En dit gaan daaroor om die vlees moet kleiner word. So ons wil 'n oop kanaal tussen ons en Vader hê. Ons wil in lyn kom met sy woord en ons moet hierdie goed op die altaar plaas. Dan die derde een. Ondersoek my lewe. Is naaste liefde? Is daar naaste liefde in die lewe? Lewe ek die liefdesopdrag uit? Steek ek my hand uit na die mense om my? Of is ek so besig met my eie lewe, ek sien nie eers die mense om my raak nie? Of raak ek geïrriteerd met mense en hulle dingetjies? Maar hulle is dalk nie op die geestelike vlak waar jy is nie. Waar staan jy in die liefdesgebod? En dis 'n vraag wat ons onsself ook kan afvra, want vir ons om hierdie vas aan te pak, is dit hierdie tipe van goed wat tussen ons en Vader kom sit, en dan is daardie kanaal nie oop nie. Die volgende een, lofprysing en aanbidding. Okay, die oë op Yeshua te plaas, om hom te loof en te prys, om regtig in die gees in te gaan met 'n salwingsliedjie wat jou vlees wil nie, jou siel wil nie, hy gaan nie wil nie. So om daar te kom, sit vir jou lofprysingsliedjie op, begin om hom te loof en te prys. Want te vas is moeilik, en ek dink, daar is 'n groot geestelike aanval wanneer ons probeer vas. Verseker, Satan wil nie hê jy moet groei nie, hy wil nie jy moet oorwinning hê oor die goed in jou lewe nie, en Vader wil hê jy moet dit oorwin, hy gaan dit nie vir jou doen nie. En ons kan baie kla oor ons lot. Die woord sê, wat kla jy oor jou lewe? Laat elkeen kla oor sy sonde. In Jesaja 6 vers 1, sit Vader op 'n hoë en 'n verhewe troon. Sy soem vul die tempel en die serafs roep, heilig, 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 en ons het dit nou gesing. En die serafs is daai hoë hiërargie, hulle is hoog op in die hiërargie van engele. Hulle maak sy naam voortdurend groot, en dit haal ook jou fokus af van jou vlees af, as jy kan in lofprysing ingaan. Hulle roep die heeltyd uit, en dan begin die drempelposte bewe, die rook vul die tempel, en die serafim glorie van Elohim manifesteer. En sy manifesteerde teenwoordigheid raak tasbaar in jou lewe. Sy hand begin beweeg. Sy manifesterende krag begin jy ervaar. Met ware, opregte lofprysing. In Handelinge 16 vers 24 lees ons van Paulus en Silas, en hulle het die waarsynende gees uit die vrou uitgedryf, en toe het hulle gevange geneem, want die ouens se loon was weg, en hulle het hulle klere van hulle lyf afgeskeer, hulle het hulle geslaan, hulle het hulle in die gevangenskap gegooi, hulle het blokke aan hulle voete gesit. Ek wonder wat sou ek gedoen het as dit ek was. En wat het hulle begin doen? Dis 'n pragtige stuk, gaan gelees, gerus, Handelinge 16. Hulle het begin lofprys, en daar het 'n aardbewing gekom, en die gevangenskap het oopgegaan, ketTINGs het afgeval, en wat het gebeur? Mense het tot bekering gekom. Hulle oë was nie op hulle swaar kry nie, hulle oë was op die koninkryk. So waar staan ek en jy? Is ons oë op daai beproewing, of is dit op die koninkryk? Dan nommer 5, wat ook 'n blokkasie kan wees, is in Maleagi 3 lees ons van 'n profesie van Johannes die Doper wat die pad gelyk maak, en dan kom die engel van die verbond met die hoofletter E. Hy is die reiniger van silwer, en ons is daai silwer, en ons word gereinig tot 7 keer toe. Ons het laas gepraat daaroor in die gemeente, en dis nie lekker nie. Maar jy het 'n keuse, dis of jy gaan hard word deur jou beproewings, of jy gaan gereinig word en Yeshua gaan naderhand sy spieelbeeld in die silwer kan sien. Okay. In Maleagi 3 praat hy van die reiniger van silwer, en dan sê Vader, ja, hy is ongelukkig, want ons beroof hom. Ons beroof hom in die tiendes. Alles behoort aan Vader. Ons finansies is die een plek waar ons Vader kan blokkeer. Niks wat ons het is ons eie nie, en ons gaan hierdie lewe verlaat, en ons gaan niks van dit saam met ons kan vat nie, en ons moet eer gee aan ons koning, in ons eerstelinge, en dit is baie, baie belangrik. So dit is die 5 dinge, wat jy in ag moet neem, en ons natuurlijk kan baie meer wees, maar dit is die 5 wat genoem was, en dit is die introspeksie wat ek in my eie lewe gedoen het, en ek het gesien, daar is areas, waar dinge nie lekker is nie, en ek het hierdie goed belei, en ek het in die vas ingegaan.
Die vas was baie moeilik. Ek kan nie sê dat ek het enige deurbrake of enigiets ervaar nie. Daar's iets wat ek nagelaat het, wat ek met julle wil deel. Kos. Dit wat hier ingaan. En dit is nou my les wat ek geleer het, so ek gaan weer probeer vas, maar ek gaan dit so 'n bietjie anders doen. Soveel soos ek geestelik voorberei, moet jy fisies voorberei. Vandag se dieet, stysel, suiker, kleurmiddels, geurmiddels, geprosesseerde kosse, alkohol, kafeïne. As jy net in 'n vas inspring, gaan jy swaar kry. Jou vlees gaan skree. Ons het net voor ek vas gedoen het jaar na verjaar, ons het 'n verjaarsdagpartytjie gehou. Ons het hoope goeders geëet. Dit was so intens julle. Ek kon nie lees nie, ek kon nie bid nie, ek kon nie lofprys nie, ek was mug. Die detox was intens. Al daai gifstowwe wat moet uitkom, en dit was regtig 'n leerskool vir my gewees. Ek behoort dit te weet, maar ek was regtig gefokus op die geestelike, nie op die fisiese nie. En ons moet regtig kyk na wat ons eet, en wat vir my interessant was, ek gaan dit vir julle noem, kos vandag is 'n groot ding in ons wêreld. 100 jaar gelede het ons baie skoon geëet, en ek dink 2000 jaar gelede het die disippels miskien makliker as ons gevas, want hulle het nie gesukkel met die gifstowwe in jou liggaam nie. Kafeïne vat tot 6 weke, as dit nie langer is, om uit jou weefsels uit te kom. Ek is 'n groot koffiedrinker. Ek het geprosesseerde koffie verwyder, ek drink dit nie meer nou al vir 'n ruk nie. Ek drink filterkoffie, so ek het gedog, ek gaan okay wees. Ek was regtig nie okay nie. En Vader het my gelei na 'n gedeelte in Numeri 11 van die volk wat begeerig was. Hulle was gevang met lus. Waaroor het hulle gemurmureer en gekla? Kos. Ek wil net gou daai vir ons skryf, want dit is baie interessant. Ons kyk dit gou. Het ek nog tyd? Ja, jy het nog tyd. Okay, Numeri 11. Vanaf vers 1. Jy is besig met my boodskap. Sorry. Seker nie van baie vroeg. En die volk het voor die ore van Jahwe gekla en gemurmureer dat dit sleg gaan. En toe Jahwe dit hoor, het sy toorn ontvlam en die vuur van Jahwe het onder hulle gebrand en gewoed aan die kant van die laar. Toe die volk na Moses geroep en Moses het tot Jahwe gebid en die vuur het doodgegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van Jahwe onder hulle gebrand het. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween. Jy sal dink hulle het geleer. Weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? En ons boervolk lief is ons nie vir vleis nie, né? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel, maar nou is ons siel dor. Daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koriandersaad en dit het gelyk na balsamgom. Die volk het rondgeloop en dit versamel en in handmele gemaal of in vysels gestamp en hulle dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou snags op die laar val, het die manne ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween en kla. En die toorn van Jahwe het grootliks ontvlam, want dit was verkeerd in sy oë. En dan sê Moses, hy sê, Vader, ek kan hierdie volk dra nie. Hulle kla en is die een wat hulle uit Egipte uitgelei het. Nou kla hulle hier teenoor my. Wat moet ek nou doen? Waar gaan ek vir hulle vleis kry? En toe het Vader vir hom gesê, bring 70 manne, ek gaan my gees op hulle plaas en hulle sal dan die regsaake hanteer. En toe sê hy vir hom in vers 18, sonder jy die volk af teen die môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van Jahwe geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet, want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal Jahwe vir julle vleis gee, julle sal eet. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet, of 5 dae of 10 dae of 20 dae nie, 'n hele maand lank, totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle Jahwe wat in julle midde is,
verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê, waarom het u ons tog uit Egipte land laat optrek? So kos was vir die Israeliete 'n groot ding gewees. Hulle het terugverlang na die kospotte van Egipte. En Vader het toe daai kwartels aangebring van die see af en daar staan die kwartels was so ver dagreis na die een kant, dagreis na die ander kant en 2 el diep. Ek neem aan dis 'n el. 2 el diep was daai kwartels. Ongelooflik. En Vader het weer eens die volk gestraf en daar baie van hulle gesterf. Ek kan net die laaste 2 versies lees. 34 en 33. Die vleis was nog tussen hulle tande voordat dit gekou was, toe die toorn van Jahwe alreeds teen die volk ontvlam het en Jahwe het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hatta'awa, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. En ek het net besef hoe groot ding het kos in ons lewe geword in die wêreld. Kos is 'n groot ding. Ons hou groot feeste. Almal hou groot feesvierings hierdie tyd van die jaar, veral in Desember met Kersfees. Hou mense groot feesvierings en ons vlees is in die pad. Kos is nogal 'n ding om dit neer te lê. Joshua was versoek deur Satan nadat hy 40 dae gevas het. Waar? Kos. Vandag, en dis eintlik wat ek net ook wil sê, ook toe Moses opgegaan het op die berg, en hy's op pad af van die berg af, en hy kom daaronder, toe was al groot rumoer in die laar gewees, hy het die wet gaan haal, die 2 kliptafels wat Vader met sy vinger beskryf het, en toe hy daaronder kom, waarmee was die volk besig? Hulle is besig om fees te vier, hulle wil partytjie hou, en hulle het losbandig geword, want daar was seker alkohol en allerlei goed tussenin ook nog gewees. Daar het gestaan, hulle het gaan sit om te eet en opgestaan om te speel. So kos vandag, ek dink vir ons almal is 'n baie groot ding. En dan ietsie wat ek en my seun nogal oor gepraat het, oor die vlees vandag. LGBTQ, as ons net in die wêreld gaan kyk, mense word gedryf deur hulle vlees. En dis die een ding wat ons moet neerlê. Ja, die hele LGBTQ, mense is vol van hulle self en is die eie ek, maar waaroor gaan vas? Vas gaan daaroor dat ek minder word en Elohim word meer. En dan is dit so dat sy genade is vir ons genoeg. En dis wanneer ons swak is, wanneer sy krag volbring word.